Ons werk nou met die volgende medeklinker, die letter G. Sing die alfabet liedjie A, B, C, D, E, F, G en bou G onder op julle klankleerborde. Soos julle reeds kan aflei as julle net na die muurkaart kyk wat julle vir die leerders wys, het die G twee klanke. Tradisioneel behandel ons altyd net die eerste klank. Ons gaan wel nou net fokus op die eerste klank, maar dit is belangrik dat leerders besef daar is 'n tweede klank teenwoordig. Kom ons kyk na ons bewegings met ons motoriese beweging wat ons liggaam help om te onthou. Die eerste beweging wat ons gaan maak is jy gaan maak asof jy skrik, jou hande kan langs jou sy hang en jy gaan rol met jou skouers, asof jy gril vir 'n gogga. Die tweede beweging gaan wees, jy gaan 'n driehoekie maak asof dit 'n berg is. Nou kom ons sê die rympie. Die letter G sê G vir gogga en jy ril met jou lyf en jou oë is groot want jy skrik. En G vir berge terwyl jy jou driehoekie maak. Die letter G sê G. Kan julle hoor die twee klanke? Ons doen die twee klanke reeds as 'n eenheid, al gaan ons nou net die eerste klank behandel. Die letter G sê G vir gogga, die letter G sê G. Onthou, altyd aan die begin en die einde van die woorde gaan dit die G klank maak. Sodra jy 'n G aan die begin of aan die einde sien, gaan hy altyd G sê. Die G kom slegs in die middel van woorde voor. Almal sit terug by hulle tafels en bou die G klank bo die letter G. Ons as klas wil saam die lettergat bou. Kom ons klap dit. A, t, gat. So nou bou ons klank vir klank. Die eerste twee moet die leerders onafhanklik doen. G en A. Ons help met t. En hulle weer is 'n geslote lettergreep want hulle die kort klank A gebruik. Nou skakel die leerders die eerste twee letters onafhanklik oor. Nou 'n G en 'n A en ons help met die T. Dit is hoe ons die woord gat skryf. Natuurlik teen hierdie tyd gaan julle in ons aktiwiteitsboek ook opmerk dat daar nuwe oefeninge in die aktiwiteitsboek ingesluit is. Dit gaan nie nou net meer oor om die letter te herken nie, maar ook om 'n prentjie wat met 'n sekere letter begin met 'n klank te kan verbind en dan ook op papier die klank met die letter kan verbind. Maak seker jy doen daardie aktiwiteite stadig, stap vir stap. Dit gaan ook vir jou 'n idee gee as leerders dalk 'n auditiewe uitval het of as jy sien hulle kan glad nie van 'n klank na 'n letter toe gaan nie. Tradisioneel is daardie oefening gedoen deur 'n klomp prentjies te teken, 'n klank te noem, byvoorbeeld die A klank wat ek nie altyd seker is wat dit beteken nie want die A het 3 klanke, maar dit is dan gewoonlik sê net maar die kort A klank, dan sal dit nou wees appel, 'n akker en 'n wat ook al, en dan moet die leerders daardie prentjies gaan uitkies tussen die ander prentjies. Dit is 'n baie komplekse oefening, aangesien jy eintlik 'n klomp verskillende stappe nodig het om by die antwoord uit te kom. Daarom vir die eenvoudig kiesatspelling dit laat ons eers die klank verbind, dan die klank met die letter verbind. So sien julle ons vertraag die proses van leer om vaslegging te kweek. Ons wil nou almal die volgende woord lees. Interessant genoeg, hier begin ons nou woorde kry wat die leerders onafhanklik kan lees. Die leerders moet hierdie hele woord op hulle eie kan doen, want ons het reeds al 3 die konsepte behandel. Dus vul hulle in. Dit is 'n geslote lettergreep, so hulle weet die vokaalklank moet 'n kort klank wees. Kom ons begin by die eerste letter. Die D maak D. Die A maak A, want dit is 'n toedie lettergreep, daarom is die klank kort en die G maak G. En saam klap hulle nou op die arms. D, A, G, dag. En so leer ons stap vir stap lees. Maak seker
Julle kan aan die einde van hierdie week die volgende stappe assesseer. Die naam, die bewegings, die klank. Toon oop deur, gaan die vokaalklank kort hou, herken die G in woorde en die leerder kan die leeskaart voltooi. Lettervorming en sleutelbord. Hierdie video het kopiereg op.